Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn byeenkoms vir hierdie week. Dankie dat jy ingeskakel is en ons is opgewonde omdat ons 'n nuwe reeks begin waardeur ons reis deur 'n Bybelse boek en saam kyk na verskillende prinsipe wat uit hierdie boek uitkom. En as jy bietjie langer al saam met ons gereis het, weet jy dat ons daarvan hou om 'n reeks te doen wat ons noem Groete uit die tronk. Dis 'n reeks waar ons kyk na een van Paulus se boeke wat hy geskryf het terwyl hy in 'n tronk was. En hierdie jaar fokus ons spesifiek op die boek van Kolossense. Nou Kolossense is sekerlik een van Paulus se kortste boeke en briewe en hy bevat tog soveel vir ons vandag as Christene en soveel lewensadvies wat ons in ons lewens kan toepas. Net om vir jou so 'n bietjie agtergrond van hierdie boek te gee en die kerk vir wie Paulus hierdie boek geskryf het. Dit is geskryf tussen die jare 60 en 61 na Christus. Jy sal sien op die skerm staan daar CE, net so kortliks. Dit beteken in vandag se tyd die Common Era, met ander woorde die ou AD na Christus. En dit is geskryf in daai 2 jaar terwyl Paulus in 'n tronk was, in sy eerste gevangenskap in Rome. Maar jy sien, hierdie boek is nie net geskryf alleenlik deur Paulus nie, maar is ook geskryf met die hulp van sy medewerker Timoteus. Ons vermoed dat Paulus hom die idees gegee het en hy dit toe neergeskryf op papier. En dit vorm deel wat ons noem in die Nuwe Testament as die tronkbriewe. Daar is 4 van hulle is Efesiërs, Filippense, Kolossense en dan ook die boek van Filemon. En dit was, soos ek genoem het, geskryf terwyl Paulus homself bevind in sy eerste gevangenisstraf in Rome. Dit word ook beweer dat hy onder huisarrest was en dat hy tog mense kon ontvang het wat by hom kom besoek doen het. En dis toe Timoteus by hom uitgekom het en ook die stigter van hierdie kerk vir wie die boek geskryf is. En Paulus skryf hierdie brief vir kerk wat hy nog nooit voorheen besoek het nie. Nou dis interessant vir Paulus want meeste van sy geskrywe is na kerke wat hy skryf waar hy al was. Waar hy vir hulle sê, ek onthou met blydskap hoe ek by julle was, maar hierdie boek is 'n boek wat hy skryf aan 'n gemeente waar hy nog nooit besoek het nie. En dit is gelewer toe aan die kerk in Kolosse. Kolosse is 'n stad in hedendagse Turkye, deur 2 verskillende mense, Tychicus en Onesimus. Jy sal dalk onthou toe ons die reeks Filemon gedoen het, dat hierdie 2 mense die brief aan Filemon ook gaan aflewer het, op dieselfde reis as wat hulle die boek aan die Kolossense gaan aflewer het. So dis die agtergrond van die boek. Dis geskryf tussen 60 en 61 na Christus en dis geskryf aan 'n kerk wat Paulus nog nooit ontmoet het nie. Net so 'n bietjie agtergrond te gee van hierdie kerk, die kerk in Kolosse. Die kerk in Kolosse was begin deur 'n persoon met die naam van Epaphras, ook 'n medewerker van Paulus soos wat Timoteus was, en Epaphras het op 'n dag besluit hy wil besoek gaan doen by Paulus in die tronk om vir hom 'n verslag te gee van hoe dit gaan by sy gemeente. Jy sien, daai gemeente was vol mense wat diep was in hulle geloof, maar daar was altyd in die Nuwe Testament, in die kerk, was daar ook dwaalleraars. En in hierdie gemeente was die dwaalleraars spesifiek lief vir die ideologie van sinkretisme. Nou, sinkretisme is wat ons noem 'n vermenging van godsdienste. Met ander woorde, hulle boodskap was dat Christus nie alleen genoeg was vir verlossing nie, maar dat hulle ander goed by moes doen, soos Joodse tradisies moes onderhou en ook ander goed moes doen en offers moet maak ten God. So dis wat sinkretisme is. Dis 'n vermenging van godsdienste en waar hulle gesê het dat ons geloof in Christus nie genoeg is om ons te red nie. En Paulus skryf hierdie brief aan hulle om hulle te bemoedig en aan te moedig om aan te hou met die goeie pad. Om die goeie boodskap te verkondig dat Jesus Christus genoeg is en dat Jesus Christus weer terugkom. So vandag is dan nou deel 1 van hierdie reeks en ek wil graag hê ons moet stil staan by 4 verse in die eerste hoofstuk. Ons gaan kyk na Kolossense hoofstuk 1 van vers 9 tot vers 12. Ek wil hê ons moet hierdie gedeelte saam lees. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en om in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk. En groei in die kennis van God en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die Heilige se erfdeel in die lig.
So hierdie is 'n gebed wat Paulus die eerste hoofstuk meer afsluit. En in hierdie gebed nooi hy die mense in die kerk van Kolosse en ook die mense in vandag se kerk na die volgende prinsip. Hy nooi hulle na die prinsip van geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid, ek onthou toe ek as 'n jong kind daai woord eers gehoor het, was ek verstom geslaan, want wat is die verskil dan nou tussen dit en menslike volwassenheid? Is daar dan 'n verskil? Jy sien, ek dink ongelukkig in vandag se tyd, in vandag se lewe, het ons baie wat ek lief is om te sê, maskerchristene. Die maskerchristen, 'n persoon wat 'n gekompartimenteerde lewe, en wat ek daarmee bedoel is, hoe hy is by die kerk, is anders as hoe hy of sy is by die huis. Dan kom maar 'n ander persoon uit. Of hoe hy of sy by die werk is anders as hoe hulle is as hulle saam met hulle vriende uitgaan. Jy sien, geestelike volwassenheid nooi ons na hierdie punt waar ons nie 'n masker meer dra nie. Waar ons met integriteit kan lewe, wat, al kyk mense nie vir my nie, gaan ek nog steeds kies om die regte ding te doen. Al kan mense nie sien wat se aksies ek doen nie, gaan ek steeds kies om dit te doen wat Jesus van my verwag. En God se wil eerste in my lewe te plaas. Nou jy vra dalk, hoe raak ek dan nou geestelik volwasse? In hierdie gedeelte wat Paulus geskryf het, gee vir ons 'n paar riglyne en hy kyk spesifiek na die woord vrug. Nou Paulus is baie lief daarvan om die woord vrug te gebruik. En jy sal onthou in Galasiërs, hoofstuk 5 vers 22 en 23, praat hy van die vrug van die Gees. Daai prinsipe van liefde, vreugde, vrede, blydskap, geduld, lankmoedigheid en al daai goedjies. Maar die interessante ding is, hy praat van vrug. In al Paulus se geskrywe praat hy van vrug, nie vrugte nie. Jy kan nie die een kry sonder die ander nie. Jy kan nie liefde hê, maar nie geduldig wees nie. Jy kan nie vrede hê, maar nie vreugde hê nie. Dit is 'n vrug. En net so in hierdie deel, nooi Paulus ons na 'n vrug toe. 'n Vrug wat beide innerlike vrug en uiterlike vrug is. Soos ek gesê het, as maskerchristen, leef ons in die uiterlike vrug. Ons wil mense tevrede stel met ons aksies en ons dade, want hulle kyk vir ons, so ons wil hulle tevrede stel. Ons wil ons beste voetjie voorsit, soos wat hulle sê. Maar Paulus sê, dis nie 'n of, 'n either or nie, dis 'n en. Dis 'n innerlike vrug en 'n uiterlike vrug, wat opreg is. So hoe raak ek geestelik volwasse? Ek moet innerlike vrug en uiterlike vrug hê. Nie een meer as die ander nie. So wat is die innerlike vrug, die uiterlike vrug, wat Paulus van praat? In sy eerste hoofstuk, die 10de vers, sê hy, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en om in alles tevrede te stel, terwyl hy hulle vrug dra deur elke goeie werk. Jy het dalk die volgende gehoor, jy het gehoor dat mense sê, dat ons werke nie belangrik is nie, of ons werke kan nie God tevrede stel nie. Dis waar, ons werke en innerlike vrug kan God tevrede stel. Maar jy sien, ons moet kom op 'n punt waar ons liefdevolle en diensbare dade het in ons lewens. Waar ons daai prinsipe en Bybelse prinsipe in ons lewens toepas en ander hanteer soos wat Jesus hulle sou hanteer. Waar ons reageer in 'n situasie soos Jesus sou gereageer het. Dit is hoe ons hom tevrede stel. Ons reageer soos wat Jesus gereageer het. Ons doen en ons sê en ons wandel in die manier wat Jesus gedoen het. Maar dan ook ons moet dade doen wat gekenmerk word in Jesus se lewe. Jy sien, ek en jy, ons staan bekend as Jesus volgelinge. So ons dra die naam van Jesus. Dis goed, maar dis ook baie gevaarlik. Jy sien, Alexander die Grote het op 'n dag een van sy soldate wat aangejaag het, 'n vraag gevra. Hy het vir hom gesê, "Wat is jou naam?" En die soldaat antwoord hom en sê, "My naam is Alexander." En in skok sê Alexander vir hom hierdie volgende bekende woorde: "Of jy verander jou naam, of jy verander jou aksies. Want jy kan nie so optree en die naam Alexander verteenwoordig nie." Hoe tree jy op? Ander mense hou ons dop
Hulle weet ons is Jesus volgelinge. Stel jy die naam van Jesus dalk te leer? Wandel jy soos wat Jesus gewandel het? In al jou aksies, wanneer mense kyk, of wanneer mense nie kyk nie. So dis die eerste ding, ons moet 'n goeie uiterlike vrug hê, wat ons lewe wys, dat ons Jesus volgelinge is. Maar dan kom skryf Paulus bietjie meer oor 'n innerlike vrug. Die eerste ding wat hy daar noem is, hy sê ons moet groei in kennis van God. Nou hoe doen ek dit? Dis iets wat persoonlik is. Dis iets wat tussen my en God is. Jy sien, om te groei in kennis beteken nie net om 'n intellektuele kennis van God te hê nie, maar om eintlik in 'n dieper lewende verhouding met hom te lewe. 'n Wete dat Jesus vir ons genoeg is. Maar in 'n verhouding met hom te lewe wat ander mense nie sien nie. Baie mense bid wanneer dit sleg gaan. Baie mense sê dankie wanneer dit goed gaan, maar gebed is nie 'n nou en dan wapen nie. Dis 'n aanhoudende gesprek tussen jou en God. Dis die eerste innerlike vrug. Ons is verantwoordelik om te groei in ons kennis van God. Lees jou Bybel, bid, doen navorsing, dis reg. Maar lewe in 'n opregte verhouding met God. Dan sal jou kennis werklik groei van hom. En dit gaan nie net oor intellek nie, dit gaan oor ons verhouding met hom. Dis hoe ons geestelik volwasse raak, as ons groei in ons verhouding met God. Tweede innerlike vrug wat Paulus van praat, is hy praat van geduld. Hy sê, ons moet geduldig in alles volhard in vers 11. Maar julle volharding, Jakobus sê die volgende, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsigte tekortskiet nie. Jy sien, ons volharding in geduld maak ons beter. Wanneer dit moeilik gaan, as ek nog steeds kan volhard in my geloof en in my vertroue in God, raak ek beter. Raak ek meer geestelik volwasse. Want baie Jesus volgelinge, as dinge swaar gaan, begin hulle vra. En dis okay. Hulle begin vra en hulle begin wegdraai van God af. Paulus noem ons na 'n volharding met geduld. Al gaan dit moeilik, sit ek nog steeds my geloof in God. Want dis wat 'n geestelike volwasse kind van God doen. Jy sien, Paulus praat baie van vrug. Maar ons moet net vir so 'n oomblik ons aandag skuif van 'n vrug na 'n boom toe. En ons moet die volgende besef, dat 'n boom kort tyd om vrug te dra. Dit gebeur nie net nie. Die boer moet eers die saad plant, en dit moet eers water kry, en dan groei die boom eers, maar dan groei hy nie, en dan het hy vrug al klaar nie. Dit vat tyd, dit gaan deur seisoene. Net so ons reis met geestelike volwassenheid. Dit vat tyd. Dis 'n proses. En dis okay. Paulus skryf aan die einde van sy lewe, dat hy nog steeds probeer om geestelik volwasse te wees. Hy is nog steeds deel van daai proses. Dit vat tyd. Ons moet goed in ons lewens inplant. En ons innerlike vrug moet ons water gee, sodat dit kan ontkiem en lei na uiterlike vrug toe. So dit vat tyd, dit is 'n proses, maar ons moet volhard met geduld. Die volgende innerlike vrug wat Paulus ons na uitnooi, is om met blydskap God te dank. Ons het baie hierdie jaar gepraat oor dankbaarheid. En die belangrikheid van dankbaarheid. Dat as ons nie dankbaar is nie, gaan ons nie die goeie goed wat God in ons lewens wel doen, raak sien nie. Maar Paulus sê ons moet met blydskap dankbaar wees. Nie net sommer enige dankbaarheid, maar dit is 'n blydskap en 'n dankbaarheid wat jou hele lewe intrek soos 'n spons. Om ten alle tye dankbaar te wees. Dit is 'n bewuste keuse om God te prys en loof, selfs in die moeilike omstandighede en slegte omstandighede. En jy weet wat? Die moeilikste deel van dit is, dit vereis vertroue op God. Vertroue wanneer jy dalk nie hom sien nie, dalk nie hom voel nie, dalk nie hom ervaar nie, maar 'n vertroue in 'n wete dat hy dinge beter gaan maak. Dit is geestelike volwassenheid.
Dan wil ek net nog 'n innerlike vrug byvoeg, wat Paulus nie van praat nie, maar ek wil jou uitnooi na hierdie, en dit is om te lewe in totale afhanklikheid van God. Jy sien, die menslike definisie van volwassenheid is hierdie gejaag na onafhanklikheid. Onafhanklikheid van jou ouers, onafhanklikheid van jou skool en jou universiteit. Dit is hoe die lewe ons groot maak. Tot die punt waar ek kan verantwoordelikheid vat vir my besluite. So dis 'n jaag na onafhanklikheid. Maar geestelike volwassenheid is die teenoorgestelde. Dis 'n jaag na 'n totale afhanklikheid van God. Waar ek heeltemal staat maak op hom vir alles in my lewe. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel, ek bid, nie omdat ek sterk is nie, maar omdat ek swak is, en jy sy krag nodig het in my lewe. Dit beteken ek wag op hom, nie omdat ek passief is en niks wil doen nie, maar omdat ek glo, dat sy tyd perfek is. En dit beteken, ek is gehoorsaam, nie omdat ek altyd alles verstaan nie, maar omdat ek hom vertrou. Dis wat dit beteken om in afhanklikheid van God te lewe. Om sy wil vir jou lewe te vertrou, bo jou eie wil. Om daai eie ek te kruisig, te sê ek lewe in afhanklikheid van God en sy wil. So, geestelike volwassenheid is die punt waar innerlike vrug natuurlik en spontaan lei na opregte uiterlike vrug. Waar dit nie 'n voorgee is sodat mense kan dink ek is nice of goed nie. Maar waar ek hierdie goed in my hart en my kennis van God groei, sodat dit ontkiem en lei na 'n spontane en 'n natuurlike uiterlike vrug, wat mense kan staan en na jou kyk en jou bewonder en sê, Jesus is werklik in daai persoon se lewe. Paulus skryf in 'n vorige brief, in Efesiërs 4, die volgende, hy sê, die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte, na hom toe sal groei. Geestelike volwassenheid is 'n proses. Ons word gekenmerk aan die vrug wat ons dra. Wat die hart van vol loop die mond van oor, maar wat die hart van vol loop die hande ook van oor. Dit wat in jou hart aangaan, gaan uitspeel na jou werke toe. Ek wil vandag jou die volgende vraag vra. Wat se vrug dra jou lewe? Dra jou lewe 'n maskervrug op die oomblik waar jy voorgee vir ander mense? Of dra jou lewe intentionele vrug wat jy in jou hart kweek, in jou binneste kweek, en wat lei na uiterlike vrug toe? Die boodskap van hierdie boek Kolossense is om hierdie sinkretisme aan te spreek, die vermenging van gelowe en godsdienste. En Paulus se boodskap vir die kerk en vir my en vir jou is dat Jesus genoeg is vir ons. Jesus is genoeg vir jou, Jesus is genoeg vir my. En Jesus is al wat ons kort vir ons verlossing. Maar ons vrug wat ons dra, moet waardig wees van Jesus. Ek nooi jou uit om die res van hierdie reeks saam met ons te reis deur die boek van Kolossense en te ontdek wat se wonders God aan jou wil openbaar. Mag ons elkeen groei in geestelike volwassenheid en elke dag meer en meer soos Jesus word. Baie dankie.